Ja, wat 'n game gisteraand. Wie het gekyk? Ja, ek dink Jaker het mooi gesê, Wallace het 'n nice game gemis. So bly om elkeen van julle hier te sien. Is jy reg vir die woord van die Here? Tik bietjie aan jou buurman en dan sê jy vir hom, kom oor jouself. Tik aan jou ander buurman en sê vir hom, kom oor jouself. Ek is besig om met u te gesels oor hierdie gedagte dat kom oor jouself. En vandag wil ek met jou gesels oor hierdie tema van nederigheid bo arrogansie. Ons het gesels oor 'n hele paar dinge wat nogal redelik ongemaklik is om oor te gesels. Want dit veroorsaak dat ons regtig na ons eie lewens gaan moet begin kyk. En ek het vir julle laasweek gewys dat Jakobus leer vir ons dat wanneer ons in die Bybel kyk, dan is dit soos om in 'n spieël te kyk, en dit help nie, jy kyk in daardie spieël en jy sien wat verkeerd is, maar jy stap weg en jy doen niks omtrent dit nie. Ek is bly om te sien nie een van julle spandeer tyd voor 'n spieël nie. Ek kan dit verstaan, want I mean, I get it. Hoorie wat ek vir julle sê, dit help nie jy staan voor 'n spieël, dames, en jy besef jy kort 'n paar rooi lippe. Hallo. En jy doen niks omtrent dit nie, of jy stap al weg en jy sien jou hare is de mekaar, maar jy kam dit nie. Dis dwaas om dit te doen, en daarom sê Jakobus dat mense wat so werk met die woord van die Here is dwaas. Dat jy sien wat fout is in jou lewe, maar jy stap weg en jy weier om daaraan te werk. En daarom het ons gesien dat Paulus skryf aan Timoteus. Timoteus is 'n jong pastoor in die gemeente in Efese, eerste generasie Christene wat daar is. Hulle het nie werklik oupas en oumas gehad wat die Here gedien het nie. Hierdie is mense wat nou vars tot bekering gekom het. Hulle leef in 'n area wat goddeloos is. Julle almal ken daai areas, net die ander kant, dis Margate. Dieselfde tipe goed as wat in Efese aangegaan het, gaan vandag aan. Dis seksuele immoraliteit, en seksuele immoraliteit en losbandigheid word nie net aangemoedig in Efese nie, maar dit word gevier. Ons het dit hier ook, ons noem dit Pride Month. Die LGBTQAI sop. En dit word aangemoedig, en daar is hierdie gesindheid in Efese, want dis mense wat wel af is, dis mense wat dit gaan goed in Efese, en hulle hele konsep in Efese is dat dit draai om my as individu. Alles gaan oor my. Dit gaan oor wat ek uit die lewe uit kan kry, en hoe dinge vir my voorspoedig kan gaan, en daarom skryf Paulus aan Timoteus, en julle sal onthou, laasweek het ek vir jou gesê, hy sê hierdie woorde vir Timoteus, Timoteus, vlug. Jy vlug net van iets as jou lewe in die gevaar is. Ek ken daai tipe gevoel, gewoonlik as my skoonmaale hier by die Shelly off-ramp kom, dan vlug ek. Maar jy weet waarvan ek praat. Dis daai tipe intensiteit wat Paulus vir Timoteus sê, Timoteus, hierdie is gevaarlike goed, vlug van hierdie goed. Moet dit nie entertain nie, moenie met dit speel nie, moenie naby dit probeer kom nie. My pa het een keer vir my die mooi ding gesê, Werry, moenie kyk hoe naby jy aan die lyn van sonde kan kom nie. En dis wat hy vir hom hier sê, vlug, maar jaag die goddelikheid na. Jy sien, in vandag se lewe sit ons met 'n baie groot probleem wat, dit is al hier van die begin af, maar dit raak vir my net erger en erger. En hierdie kultuur wat ons geskep het, is die kultuur van self. En in hierdie kultuur, hoor nou mooi, is een van die grootste probleme is selfies. 82% van die wêreld se mense het al 'n selfie geneem. Dit is nog niks. Ek het so 'n bietjie gaan rondkrap in statistieke.
Daar word omtrent 93 miljoen selfies elke dag geneem. Die algemene tiener van 13 tot 17 jaar neem tot 8 selfies 'n dag. Dis ongeveer 240 selfies 'n maand en ongeveer 3000 selfies 'n jaar. Nou met Gen Z, dis nou die 18 tot 24 jariges, is 1 uit elke 3 foto's 'n selfie. Kyk, laat ek nou vir julle een ding sê, as daar nou een ding is wat my irriteer, is as ek in 'n mall stap, en hulle stap so. Ek voel of daai ou gesindheid, die ou Werner, wat begrawe is in Jesus, wil uitkom en wil sê, of as jy na hulle Instagrams en hulle Facebook kyk, sit nou hier, neem 'n foto van die muffin, gaan muffin eet, en dan kyk hulle na hulle self, muffin heerlik, I don't care, inteendeel niemand gee om nie. Almal wat vir jou hartjies en likes gee nie om nie. Maar dit gaan oor self, en ons het 'n generasie so groot gemaak. Want Gen Z, ek gaan nie net op julle pik nie. Die millennials, dis nou die 30 tot 40 jariges, neem ongeveer 73% van hulle neem gereeld selfies. Hulle sal ongeveer 25.700 selfies neem in hulle leeftyd. Dis ongeveer 'n selfie 'n dag, as jy van die ouderdom 13 af tot om en by 80 werk. Gen X, dis my generasie, is die laaste cool generasie wat op aarde was. Nee, dit is regtig so. Julle Gen Z'ers weet nie waarvan ons praat nie, maar iemand het eendag vir my gevra, wat was jou gunsteling speelding? Toe sê ek vir hulle grond. Ons het water uit 'n housepipe uitgedrink. Ons moes huis toe gekom het as die straatligte aankom. Ons het in die veld rondgehardloop en vanaand huis toe gekom en my ma het nie eens geweet waar ek was nie. Werner, wat doen jy as jy seer kry? Ek hanteer dit. Ons is die laaste cool generasie. Ag julle jong mense, ontspan. Hierdie boodskap is vir julle vanoggend. Maar met die Gen X'ers, dis nou tussen 40 en 50, ongeveer 46% neem gereeld selfies. Let op hoe die getalle afgaan soos wat ek aangaan, hè? En net 24% van hulle sal dit op sosiale media deel. Die baby boomers, dis nou die 55 plus. Net 19% neem gereeld selfies en net 9% sal dit op sosiale media plaas. Nou hoor nou hierso. Die nuwe statistieke wys dat daar ongeveer 4.5 biljoen fotos op Google gestoor is. Daar word omtrent 28 miljard fotos elke week opgelaai. People are basically just taking photos of themselves, and this is a relatively new phenomenon, because if you would have told me 20 years ago that people would walk around with a phone in their hands, consistently taking photos of themselves, I would have laughed at you. But this is the reality of what we live in. Even in our modern culture, there is a even newer phenomenon called selfies gone wrong. Hierdie is 'n groot ding. Dis nie goed wat ek opmaak hier, dis 'n groot ding wat daar buitekant is. One of the really bad things that happened was a man who called his work and told him that he was sick, but then he went out with his friends. He posted a selfie and was fired. There are even people
who have died because they wanted to take the perfect selfie. Hierdie foto's wat ek nou vir jou gaan wys, is niks griesaam nie, moet nou nie bekommerd wees nie. Hierdie is foto's wat geneem is en gepost is letterlik sekondes voordat hulle gesterf het. Selfies gone wrong. En ek is jammer, ek het geen simpatie nie. Ek is jammer vir die tragedie, maar as jy wil dom wees. The new statistics of stats shows us that you are more likely to die of a selfie than a shark attack. And the reason for this is that the human race focuses entirely on itself. It's all about self. And so in 1 Timothy 6, Paul instructs Timothy to teach the people to shift their focus away from themselves and towards God. Their focus should be the kingdom of God and not their own lives. And the next point is a crucial aspect for each of us to really heed in our lives. It concerns choosing humility over arrogance and ensuring that money doesn't make us conceited. Another word for conceited is vain or arrogant or egotistical or smug or self-important and narcissistic and a shark's lover. Paulus praat met Timotheus en hy sê vir Timotheus, jou gedagtes moet verander, dit moet ophou om op jouself te wees en dit moet God gesentreerd wees. En die volgende punt begin hy te praat oor goed soos geld. En hy sê pas op vir die manier wat jy dink oor hierdie goed, sodat jy nie arrogant of trots word nie. In Spreuke is dit hierdie baie mooi stelling wat almal van julle baie mooi ken. Hy sê hoogmoed kom voor die val. Ek hou van hoe die Message Bible dit sê. Hy sê first pride, then the crash. The bigger the ego, the harder the fall. Ek dink dat elkeen van ons kan onsself identifiseer met hierdie skrif wat sê dat trots loop voor 'n val. Of dit nou in ons finansies is, of dit in ons verhoudings is, elkeen van ons weet presies hoe dit voel, want ons het een oomblik nog gedink ons is okay, en die volgende oomblik was daar chaos. Ek hou van hierdie frase, eers trots, dan die val. Trots is 'n ding wat baie verwoesting bring. In Spreuke 6 lees ons van die 6 goed wat God haat en 'n 7de wat vir hom 'n gruwel is. En die nommer 1 ding wat God haat is trots. Die hoofrede hoekom daar argumente is, hoekom daar dinge soos moord is trots, want alle sonde spruit voort uit trots. Die rede hoekom ons vir mekaar lieg is oor ons trots. En daarom word ons gewaarsku in die Bybel oor trots. Ek sê dit weer, want alle sonde vloei vanuit trots. Die probleem met trots is dat jy kan nooit trots in jou eie lewe identifiseer nie. Jy kan nooit jou eie trots raak sien. En hier is wat meeste mense doen, terwyl ek oor hierdie reeks preek. Jy hoor ek sê vir jou, ek preek oor die reeks kom oor jouself. Jy luister na my boodskappe. En jou eerste reaksie is, ek wens so en so was hier om dit te hoor. Die rede hoekom jy so dink, is omdat jy dink
jy het nie nodig om hierdie goed te hoor nie. Want jy is okay. Maar die ou langs jou is nie. Ons wil altyd vir iemand anders wys dat hulle vol trots is. Maar het is verskriklik moeilik om die eie trots in jou eie lewe te identifiseer. So ek wil vandag hê dat ons so 'n paar dinge moet toepas in ons eie lewens en kom ons los ons buurman of buurvrou uit. En hier is 'n paar dingetjies wat ek wil hê jy vir jouself moet vra en ek hoop dit sal jou help om sekere dinge in jou lewe te identifiseer. Jy weet dat jy oor jouself moet kom as jy alles persoonlik opneem. En ek weet presies wat jy nou vir my sê. Jy sê Werner, dis nie ek nie. Ontspan. Raak rustig vir my. En dink 'n bietjie mooi. As jy iemand is wie altyd alles persoonlik opneem, dan is jy die tipe persoon wat 'n groep mense sal sien praat en soms sal aanneem hulle praat oor jou en dit wat hulle sê is nie mooi nie. As iemand vir jou iets sou sê, dan is jou eerste reaksie, wat is dit nou veronderstel om te beteken? A sign that you take everything personally is the fact that you are very quick to defend yourself. There is this book on the market, if you can get it, please do. It is called Unoffendable. And this book discusses this point that it was absolutely impossible to offend Jesus. When you study the Gospels, you see that Jesus never took offense. If people disagreed with what he said, it didn't offend him. When people made false accusations against him, he didn't take offense and he didn't even try to defend himself. Jesus never felt that everybody had to agree with him. Jesus het nooit die gesindheid gehad wat sê almal moet saam met my stem nie. Jesus het verstaan dat hy saam met verskillende mense eet en kuier. Hy eet en kuier saam met godsdienstige leiers, maar ook saam met sondaars en tollenaars. En hy het verstaan dat hulle dalk hierdie punt van 'n ander perspektief af bekyk. Dit maak nie dat hulle manier reg was nie, hy het net verstaan hulle kan dit dalk anders insien. Jesus was altyd reg. Voordat iemand nou sê ek sê Jesus was verkeerd. Jesus was altyd reg. Daar is niks wat Jesus gesê het wat verkeerd was nie. Maar Jesus het verstaan dat hierdie mense ken nie realiteit en waarheid soos wat hy dit ken nie. Daarom het hy nie aanstoot geneem as hulle dit van 'n ander perspektief af benader het. The reason why it was impossible to offend Jesus was because he knew who he was and he did not need to prove himself to anyone. You could not offend Jesus, and that is a quality of humility. Being quick to take offense and taking everything personally is a sign of arrogance and pride. So how do you need to know that you need to get over yourself? When you cannot handle it when someone disregards you or treats you disrespectfully, or when someone disagrees with you and then you don't like it, then you have a problem.
Kom ek maak dit gou baie maklik. Ek weet nie een van julle struggle hiermee nie. Onthou om hierdie boodskap vir iemand te stuur. Kom ek wil jou 'n vraag vra. Sommige hier plat op die aarde vraag. As jy nou in Checkers rondloop, of in Spar, of in Pick n Pay, en almal met trollies irriteer jou, want hulle maak nie vir jou pad nie, het jy 'n probleem. Ja, kom ons los dit daar. Nog 'n teken dat jy oor jouself moet kom, is dat jy dink jou gevoelens is altyd reg en al wat saak maak. Jy dink dat net jou gevoelens en jou gedagtes maak die meeste sin. Maak nie saak wat die onderwerp is nie, jy's reg. Ek ken sulke mense. As jy 10 tone het, het hulle 12. Kom ek gee vir jou 'n maklike voorbeeld, en onthou nou, ek beklei nie met jou nie, ek is lief vir jou. En ek het dit laas vir jou gesê, hierdie is goed wat die Here met my oor moes deel in my lewe. En ek kry dit nog nie 100% reg nie, maar ek het al beter geraak. Eers tannie Veronica, jy kon daarom net gesê, rarig. I mean, I get my wife won't say a thing, but really? Jy dink net jou gevoelens maak saak. Ouens, ons moet op 'n plek kom waar ons besef ons ken nie alles nie. En ons weet nie alles nie. En dit gaan nie net oor hoe jy voel nie. Dis nie net dat jy dink jy is reg, jy dring daarop aan dat ander mense sal erken jy is reg. Die waarheid is, ek en jy oorskat meeste van die tyd ons eie gevoelens en ons eie opinies oor dinge. Ons dink ons weet meer as wat ons regtig doen. Ek het nou die dag terwyl ek aan hierdie boodskap werk toe, ek krap sommer baie rond en soek baie dinge en ek kom op hierdie een ding af en ek dink dis 'n interessante link en ek klik op hierdie link. En ek kom op hierdie interessante ding af. Hulle het 'n studie gehou of wat jy dit ook al noem en hulle het vir mense gevra of hierdie mense dink dat hulle is 'n genius. 2 uit 5 van die mans, ja mans. 2 uit 5 van mans het gesê hulle is 'n genius. Dit beteken dat amper die helfte van alle mans op aarde dink hulle is 'n genius, volgens hierdie statistieke. Die waarheid van die saak is, dat net 1 uit 1000 mans is werklik 'n genius. En toe ek hierdie ding lees, toe daar so 'n sinnetjie aan die einde van hierdie opname, wat ek net so gekwoteer het. Hy het gesê, 2 uit 5 dink hulle is 1 uit 1000. En ek het gedink is baie akkuraat, want ons het 'n geneigtheid om van onsself meer te dink as wat ons regtig is. Ons is geneig om te dink ons is slimmer as wat ons regtig is, en dit is alles gewortel in trots. Trots veroorsaak verskriklik baie konflik. Spreuke 13 sê dat trots veroorsaak net gevegte onder ons. Want ons wil altyd hê dat almal moet saam met ons stem en erken dat ons reg is. Nog 'n manier wat jy kan toets of jy oor jouself moet kom, is dat jou begeertes is die belangrikste. Nou dit klink baie as punt nommer 2 wat ek vir jou gesê het, maar dit is nie.
Hierdie is anders as gevoelens. Want hierdie gaan oor wat jy wil hê. So, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Julle as huisgesin klim in die kar, julle wil ietsie gaan eet, jy neem aan, almal wil eet wat jy eet. Julle gaan om 'n fliek te gaan kyk, jy neem aan, almal wil kyk wat jy wil kyk. Dit is wanneer jou begeertes die belangrikste is. Wanneer julle in die kar ry, en die enigste musiek wat geluister mag word is joune. Moenie jy 'n woord sê nie. Dis my kar. Dis wanneer al hierdie goed net gaan oor wat jou begeertes is. En hierdie, ek gebruik simpel voorbeelde, maar trek bietjie hierdie goed na jou huwelik toe, liewe broer, liewe suster. Wanneer dit in die huwelik gaan net oor jou begeertes. Dit is so in die huis, dit is so by die werk, en dit is so in die kerk. Baie van die konflik en onenigheid in die gemeente is oor hierdie aspek van trots, dat mense voel dat hulle begeertes is die belangrikste en almal moet omsien na wat hulle wil hê. Dit is mense wat vir jou sê, ons het 50 jaar terug hierdie liedjies gesing. Ek bly vir jou. Rarig, maar ons gaan nie. Hier en daar sal ons, maar ons gaan nie. Of, ek was by hierdie gemeente, en ek was by daai gemeente, en ek was, nou as enige ou dit sê, dan soek ek hom nie rarig in my gemeente nie. Maar hulle sê, ek was in hierdie gemeente, en in daai gemeente, hoekom kan jou gemeente dit nie so doen nie? Ek het Sondag gekom en die vorige Sondag en ek het daarin gekom en ek het daarin gekom en toe het ek vanoggend hierheen gekom en net niemand groet my nie. Jy lag. Mense bedank uit die gemeente uit oor dit. Kinderagtige babas. Ek moet aangaan. Ons raak kwaad omdat ons begeertes nie vervul word nie. En dit is 'n teken van trots en hoekom jy oor jouself moet kom. Jy weet my broeder en suster, terwyl ek aan hierdie goed werk, ek het nou die dag hierdie ding vir iemand gesê, jy moet baie versigtig wees om vir my of vir Leon te meet volgens wat ons preek hierso. Hoor mooi wat ek vir jou sê, want mense doen dit met Paulus, Jakobus, Johannes, met al hierdie ouens, dat hulle maak asof die manne hulle boodskappe is. Dis hoekom mense so vinnig seer kry in 'n gemeente, wanneer 'n pastoor iets verkeerd sou doen, en ek praat nie net van sonde nie, maar as 'n pastoor hulle gefaal het op een of ander manier, want hulle dink, ons is wat ons preek. En ek sê hierdie week vir daai persoon, ek is nie hierdie boodskap nie. Ek streef om by hierdie boodskap uit te kom. En terwyl ek aan hierdie boodskap werk hierdie week, toe dink ek aan soveel goed wat hierdie laaste ruk gebeur op baie vlakke, en ek dink by myself, Werner, Sondag preek jy lekker vir jouself. Want hoe meer ek hieraan werk, hoe meer sê ek, Here, help my. Ek dink ek is okay. En dan dink ek aan daai skrifgie wat sê, jy wat dink dat jy staan. So ek wil vir jou sê, raak vir my kwaad, I don't care. Maar as jy klaar afgeblaas het, vra vir jouself, Here, is jy trots in my hart? Wil ons herlewing hê? Wil ons 'n impak maak op die Suidkus? Dit begin by hierdie goed. Ons raak kwaad omdat ons begeertes nie vervul word nie, en is 'n teken van trots en dat jy oor jouself gaan moet kom. En dit is hoekom Paulus aan Timoteus skryf, of aan Filippense, skryf, in Filippense skryf, en dan sê hy hierdie woorde, hy sê, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself.
Weet jy, as ons die volgende 6 maande wat oor is van hierdie jaar, hierdie sinnetjie in hierdie gemeente kan toepas, gaan ons verbaas wees oor hoeveel probleme net weggaan. Ek het mense in gemeentes gehad, Pastor Leon, jy moet nou niks sê nie, hoor, ek sal die pans hierso vat. Maar as jy lank genoeg in die bediening is, ek het mense in gemeentes gehad wat uit die gemeente uit bedank het omdat iemand niets op hulle plek kom sit het. Ons moet in nederigheid die een hoër ag as myself. Wie dit vra my broeder en suster, kom ons sê, en ek glo die Here gaan, maar kom ons sê die Here beantwoord ons gebede volgende week. En ons kry 'n herlewing in hierdie gebou, wat 'n landswye of dalk 'n wêreldwye impak het. Kom ons wees eerlik met mekaar. Kan die Here ons op hierdie stadium vertrou met die tipe gesindhede wat ons het? Is my stoel. Is te warm in die gebou, is te koud in die gebou. Kan die Here ons vertrou? Hallo? Daarom sê ek, Here, begin by my, maar help ons. In nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. You know that you need to get over yourself. Hoor nou hier. Tik jou buurman en sê, hier kom hy nou. Kom. Sê, hierdie een is net vir jou, ek is onskuldig. Hierdie een is vir jou. Is jy reg? Jy weet jy moet oor jouself kom, as jy dink dat die ander persoon moet altyd om verskoning vra vir ander. Jesus het eendag met ons gepraat oor hierdie stelling, wat Jesus vir ons gesê het, haal die balk uit jou eie oog. Ons probleem in die kerkwêreld is ons stap met so balk hier uit ons oog uit, en dan sê ek, oom Dion, wat 'n splinter is daai? Dis wanneer jy dink, almal moet vir jou jammer sê, en almal moet verander behalwe jy. My pa het vir my hierdie pragtige storie vertel van in die tye toe hulle in die weermag was. Kom ons noem die ou sommer Jannie, want my pa se naam was Jannie. So as jy 'n Jannie is, ek mikkie op jou nie, moet asseblief nie bedank nie. Jannie is daar in die weermag. Ek was nooit op weermag gewees en ek spyt daaroor. Maar ou Jannie is daar, en soos ek verstaan het hulle een keer 'n jaar of een keer 'n kwartaal of hoe dit ook al sê, het hulle parade dag gehad, en dan pa en ma en ouma en almal nou kom kyk hoe's hulle ou seentjie marseer hier in die peloton. En ou Jannie, as hulle sê links, dan gaan Jannie regs. As hulle sê linkervoet, dan lig hy regtervoet. As hulle sê stop, loop hy. As hulle sê loop, stop hy. En na die tyd gaan Jannie se ma na die drillsersante en sê vir hom, jy is een van die swakste drillsersante wat ek ken. En hy sê, hoekom? En sy sê, want almal is uit ritme uit behalwe Jannie. Maar dis hoe ons is. As almal moet verander, dan is jy die probleem. En ek praat hier uit baie seer en harde, vernederende ondervindings. Omdat ek te vol was van myself, en die Here toe nou maar later moes sê, dan help ek jou. Kyk net na die manier wat ons vir mekaar om verskoning vra. Anton, ek gaan nou op jou mik. As ek vir Anton moet sê, jammer, hier is hoe ons dit doen. Anton, ek is so jammer vir wat ek gedoen het, maar as jy nie dit gesê het nie. Ek het vir my seuns van kleins af hierdie ding geleer. Seun, as jy jammer sê en daar's 'n maar, dan vra jy nie om verskoning nie.
Ons moet op 'n plek kom wat ons besef, ons was verkeerd. Weer 'n keer sit Jannie en Pietie in die klas. Jannie spoeg vir Pietie. Pietie klap vir Jannie. Die juffrou sê, Pietie, hoekom klap jy vir Jannie? Pietie sê, want Jannie het my gespoeg en my kwaad gemaak. Die juffrou sê, nee, Jannie het jou gespoeg en jou nat gemaak. Jy het gekies om kwaad te word. Ons moet op 'n plek kom waar ons besef, ek het die verkeerde besluit gemaak. En dan na my man of my vrou of na wie dit ook al is toe gaan en sê, vergewe my, ek was verkeerd. Weer 'n keer as ons hierdie in ons huwelike gaan toepas, gaan ons huwelike blom. En weer, sonder om in te veel detail in te gaan, ek en my vrou het hierdie gesprekke met mekaar gehad, 'n hele paar jaar terug, wat ons huwelik in 'n gemors was, en ons moes vir mekaar gesê het, ons moet anders begin leef. Die Bybel verwag dit van ons, dis wat ons moet doen. Natuurlik vra my vrou meer om verskoning as ek, wat ek verstaan. 'Cause I mean. Maar kan ek nou vir jou sê, ek moes hoeveel keer, my jongste seun bly nog by my, en sê, en onthou, ek weet, jy is 'n man met guts, as jou pa jok, moet jy dit sê, né? Jy weet dit. Maar my seun sal vir jou sê, hoeveel keer, ek na die tyd na hulle toe moes gegaan het, en gesê het, seuns, die manier hoe ek nou met julle ma gepraat het, 'n man praat nie so met sy vrou nie. En dan moes ek my vrou geroep het en sê, seuns, kom hier, en sê, net, vergewe my. Dis nie hoe Christus met my praat nie, ek het hier die reg om so met jou te praat nie. Was sy partykeer verkeerd? Ja. Ja. Maar die manier hoe ek reageer, hang van my af. Gaan ek haar hoor ag as myself, of gaan ek die argument wil wen? En broer, dis tyd dat jy besef, wanneer jy verkeerd is jy verkeerd. Wanneer jy reg is julle albei reg. Wanneer sy verkeerd is jy verkeerd. Maak vrede daarmee. Ek haas my. Nog 'n teken dat jy oor jouself moet kom, is dat jy neig om verskriklik negatief en krities te wees in plaas van positief en dankbaar. Die vet weet, baie gelowiges het 'n doktersgraad en klaar. Ek het nou die dag met 'n persoon gepraat en ek het vir die persoon gesê, my vriend, ek verstaan alles wat jy vir my sê, alles wat jy vir my sê dra gewig, maar begin om vir God dankie te sê. Kyk hoe goed gaan dit. Ek gaan nie by hierdie lank stil staan nie. Jy weet, jy moet oor jouself kom as jy die hele tyd dink dat ander mense moet hierdie goed hoor. As jy dink dat ander mense dit moet hoor, is dit 'n goeie indikasie dat jy met trots sit. Obadja vers 3 sê die volgende, hy sê die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg. O jy wat woon in die rotsklowe, op hoë plekke bly en in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? Mense met trots sê ek is okay. Ekskuus. Mense met trots sê ek is heeltemal okay, dis die ander mense wat verkeerd is. En daarom in 1 Timoteus 6 gaan Paulus met die mense, hy praat met hulle wat vol trots is, en veral mense wat ryk is en baie dinge besit. Let op, mense wat ryk is. Onthou daai woordjie. 1 Timoteus 6:17 beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie. Timoteus sê vir sy mense in die kerk, julle rykes, moenie hoogmoedig wees en vol wees van julleself nie.
Moenie dink dat jy beter is as enige ander persoon nie. Maar nou is die ding wat jy gaan doen, want onthou, hierdie boodskap is altyd vir iemand anders, nooit vir jou nie. So die eerste ding wat jy nou gedoen het, is jy het gesê, ek is nie ryk nie. Want jy sien, rykdom is 'n relatiewe woord. Net soos lank. My vrou het vir my lang hare. Ek het gister my hare gaan sny, want dit was vir my te lank. Lank is 'n relatiewe woord en ryk is 'n relatiewe woord. Rykdom is baie relatief en ons het altyd genoeg, al besef ons dit nie. Maar dit word baie keer gemeet aan Porsches en Lamborghinis en mansions. En omdat jy nie die Porsche het, of die Lamborghini, of die Mercedes, of die nice Ford, dan dink jy by jouself, ek val nie onder daai klas nie. Maar ek wil bietjie vir jou iets wys. Daar is op hierdie stadium 8.3 biljoen mense op aarde. Maar kom ons verbeel onsself, daar is net 100 mense op aarde. Hier is 100 mense. My baie tyd gevat. Kom ons verbeel onsself, ek wil vir jou wys oor rykdom. Kom ons verbeel onsself, daar is net 100 mense op aarde. Dan sou 70 van hierdie mense sou Christene gewees het. So kom ons sê dat daar is net 100 mense op aarde, dan sou 51 van hulle sou mans gewees het en net 49 sou vrouens gewees het. So ek wil nou nie jou babbel bars nie, jong mens, maar daar is nie net een persoon vir jou nie, hoor. Sorry daarvoor. 51 sou vrouens gewees het, 49 sou mans gewees het. As daar net 100 mense op aarde was, dan sou 85 uit hierdie 100 sou in nie baie goeie behuising gebly het nie. Praat van substandard housing. Dit beteken dat hulle sou nie lopende water of elektrisiteit gehad het nie, en 80 uit hierdie 100 mense sou honger gewees het. Hulle sou nie, starving, hulle sou nie hongersnood gehad het nie, maar hulle sou nie noodwendig genoeg gehad het om te eet nie. As daar net 100 mense op aarde was, dan sou 6 van hulle in Amerika gebly het. En hulle sou die helfte van die wêreld se rykdom besit het. So, wanneer ons na hierdie statistieke kyk, dan val meeste van ons onder die kategorie van ryk. Meeste van julle, jy mag dalk 1 of 2 wees wat ek twyfel, maar meeste van julle het elektrisiteit, lopende water en kos om te eet. En jy bly in 'n redelike goeie struktuur. Jy val onder die klas van rykdom. So nou sê Paulus, moenie mou nie en moenie vol wees van jouself nie. Nou sê hy vir my, Werner, ek sukkel om my rekeninge te betaal, dis moeiliker hierdie jaar as laas jaar, vir ons almal is dit. Dit sê nie dat jy sukkel nie, inteendeel, die deursnee huishoudelike inkomste, gesamentlike inkomste, man en vrou, deursnee is R25.000 'n maand. Wat beteken as jy om en by jouself R12.500 kry, val jy onder die klas van rykdom.
probleem met hierdie goed is ons koop dinge wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie het nie, om mense te impress waarvan ons nie eers hou nie. Dis hoekom jy nie geld het nie. Maar nou sê Paulus, ek is naby aan klaar, Paulus sê, rykes, dis jy. My broer, julle moet wysheid begin kry. Dit is nou hier waar jy jou vrou tik en sê, sien? Ryk. En ons moet so begin dink. Ag, praat ek met enige iemand hier. Ons moet begin dankbaar word vir wat God vir ons gegee het. So wat as jou buurman elke naweek kan braai? Ek kan ook maar net as ek lucky is, 1 keer 'n maand braai, dalk. So wat? Ek eet elke aand. Ek het 'n lekker bed waarin ek slaap. Ek het 'n dak oor my kop. Ek kon vanoggend die kraan oopdraai en daar het warm water uitgekom. Paulus sê, moenie jou hoop en jou sekerheid op jou geld sit nie. Moenie so hoogmoedig raak dat jou sekerheid lê in jou geld nie. Want hoor nou wat ek sê, daar's mense wat as jy hulle geld wegvat, is hulle identiteit gone. Want hulle identiteit en hulle versekering lê in wat hulle het. En daarom sê Paulus, moenie dit doen nie. Hoekom? Want hy sê geld is onseker. Hoor hoe mooi sê die Message Bybel dit. Sê vir diegene, die boodskap Bybel, hy sê, beveel die rykes, of sê vir diegene wat ryk is in hierdie wêreld se rykdom, om op te hou om so vol te wees van hulle self, en so behep te wees met geld wat vandag hier is en môre weg is. Daai is die gewone Afrikaans. Hoor weer die message, vir die boodskap. Sê vir diegene wat ryk is in hierdie wêreld, vat aan jouself en sê, Paulus praat met my. En as jou man te trots is, of jou vrou nou te trots is, tikkel en sê, jy's vol van jouself. Paulus praat met jou. Hallo, boodskap is nie vir iemand anders nie, is vir jou. Sê vir die rykes in Shelley AGS, om op te hou om so vol van hulle self te wees en so behep te wees met geld, wat vandag hier is en môre weg is. Ag, my tyd is klaar, ek kan nie meer langer aangaan nie. Jy kan nie jou hoop op geld sit nie. En jy is vol van jouself, wanneer jou waarde en jou hoop in jou bankrekening lê. Kan ek vir jou ding sê vandag, ek dink 'n ou moet spaar, ek dink is baie wys om te spaar. Maar jy weet wat is my vrees is met die manier wat ons leef, is ons het eintlik nie meer vir God nodig nie. Want jou baas betaal jou salaris. Okay, so jy werk dalk vir jouself, nog steeds jy kry 'n salaris. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ons het so afhanklik geraak van die baas. En mense sê vir my, maar Werner, ek werk vir my geld, en dis die laaste punt wat ek vir jou wil sê, dat ek werk vir my geld, ek weet jy werk vir geld. Wie het vir jou die verstand gegee om daai werk te kan doen? Wie het vir jou die asem gegee wat jy elke dag inasem? Wie het vir jou die vermoë gegee of die liggaam gegee of die talente gegee? Dis nie jy nie. En daarom leer Paulus vir ons dat alles wat jy het kom van God af. En ons het so vol van onsself geraak. Weet jy hoe weet ek jy's vol van jouself? Want jy sal meer op jou spandeer as om seker te maak dat die kerk goed doen. Ja, hoor hoe stil raak het nou. Hoor hoe stil raak het. I don't care. Jy's meer ge-worry daaroor dat jy 'n nuwe kar moet ry of jy 'n groter huis moet kry as wat dit gaan oor het die kerk geld om dinge te doen. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Gaan kyk op jou rekening, dan wys ek vir jou, meeste van julle se harte lê by Foschini's en Woolworths
en McDonald's. En ek skimpie vir geld nie, hou jou geld. Ek skimpie vir geld nie. Jy nie wil gee nie, moenie gee nie. It's up to you. Maar jy het vol van jouself geraak, as jou lewe vir jou meer werd is as die koninkryk van die Here, want jy besef nie, alles kom in elk geval van God af nie. Jakes, ek gaan nie klaarmaak met hierdie preekie, julle kan maar aansit. 1 Korintiërs 4:7 skryf Paulus in hierdie woorde, hoor hoe mooi sê die Engels het, hy sê, For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? My broeder en suster, ons moet op 'n plek kom in ons lewens waar ons gaan eerlik raak met mekaar en met onsself. Ons gaan onsself moet vra, is ek 'n nederige persoon of is ek vol van myself? En ek wil hier vir jou 'n baie, baie groot geheim leer. Moenie bid, hoor vir my, en ek probeer nie snaaks wees nie, hoor my, ek waarsku jou, moenie bid en vir God vra om jou nederig te maak nie. Ons kry nie daai gebed in die Bybel nie. Want hoor nou wat ek vir sê, en ek praat uit ondervinding, dat wanneer sulke goed gebeur, is dit altyd 'n publieke vernedering. Pas op dat die hand van God nie op 'n plek kom wat hy jou moet begin nederig maak nie. Hier is 'n paar uitdagings. Julle sien ek skiep baie. Hier is 'n paar uitdagings. Soek elke dag 'n geleentheid om iemand anders voor jouself te stel. En begin by jou huis. Ek het dit nou die dag, ek kan nie onthou of ek het hier gesê nie, maar ek dink ek het dit gesê. Daar was 'n stadium in ons huwelik gewees wat Natalie eendag na my toe gekom het en vir my gesê het, jy het meer genade op kerkmense as op my. Onthou jy dit? En ek wil vir sê dit het diep gesny. Waarom sê ek vir jou, begin by jou huis, soek iemand in jou huis wie jy bo jouself kan stel. Nie net vandag of môre nie, forever. Tweedens, gee finansiëel opofferend en anoniem. Gee 'n bietjie dat dit seer maak. En ek wil jy met my hart hoor, ek skimp regtig nie vir geld nie, julle ken ons harte. Maar daar is 'n paar goed oor geld wat ons moet besef, en ek vra vir jou, gee jy soms wanneer jy nie het nie? Van God eer dit. En ons moet wys dink, hoor vir my, ons kan nie net weggee nie. God verwag van ons om savvy te gebruik. Ek wil vir jou iets vertel wat hierdie week met my en my vrou gebeur het. Ek gaan nou nie bedrag sê nie, maar ons moet elke maand nog al 'n hele paar rand uithaal. My oudste seun trou nou November, daar val nog geld. En my oudste seun trou nou in November en hierdie troue kos ons nogal baie. Ons moet elke maand ons groot bedrag uithaal vir die venue en allerlei sulke goed. Dit is nie regtig geld wat ons het nie, maar ou haal dit nou maar uit en ons help en in die week bel 'n persoon my en hy sê vir my hy en sy vrou sommer baie aan my en net gedink. Hulle wil graag vir ons ietsie gee. Dis nie iemand hier nie, dis iemand baie ver. Hulle voel hulle wil vir ons iets gee, kan hulle X bedrag gee. En ek sê toe, Jesus ou, dit sal ons verskriklik help, want ons wil daai geld net so in die troue insit. En hy sê nee, great, hulle doen nie oorbetaling. Maandag aand sit ek hier by die manne ding in my foon
Ek kry 'n notification op my foon en toe ek in die kar klim, kyk ek en hierdie ou betaal 2,5 keer meer in as wat hy gesê het. En ek bel hom, ek sê ou, ek dink jou vingers het geglip. Ek sê kan ek vir jou hierdie oorbetaal? Hy sê nee, weet jy, eintlik het die Here vir ons gesê hierdie bedrag, maar ons was ongehoorsaam, so hier is dit, use it. En ons kon amper 3/4 van goed van die troue afbetaal. En weet jy wat, ek wil dit nou met eerlikheid sê, en ek sê dit nie om te brag nie, maar ek en my vrou het 'n gesindheid van gee, wanneer ons nie het nie, en ek weet mense dink ek en my vrou is miljonêers, ons is nie. Ons trek baie swaar, baie maande, net soos jy. Maar ons het in ons lewens geleer om te gee, en ons het gesien hoe God vir ons op 99.9 elke keer deurkom. Daarom, gee opofferend en anoniem. En laastens, bekeer jou van jou trots en jou selfsug. Ek het baie ver oor my tyd gegaan vandag, vergewe my. Maar kan ons dalk vir die Here vra om werklik sy lig in ons hart te skyn vandag en regtig te sê, Heilige Gees, wys vir my, waar is die plekke in my hart waar dinge regtig verkeerd is? Wys vir my regtig, hoe hanteer ek my man of my vrou of my kinders, my bure, die mense om my? Sal jy dit saam met my doen? Praat met die Here.